Groet in die wonderlijke naam van Jesus Christus, geliefdes. Mijn naam is Israel Thijs en welkom bij Broodpreek. Die programma van die Here waar ons dagelijks hoofdstuk die Nieuwe Testament lees met die doel om ons christenen te vernieuwen en te versterken op een dagelijkse basis. Ook met die doel om het Nieuwe Testament te voltooien bij de einde 2025. Vandaag gaan ons voort met Handelingen hoofdstuk 14 in de opschrift lees. Ook Iconium hoor die goede nieuws. In Iconium het het ook zo gegaan. Paulus en Barnabas het weer die Joodse synagoge binnengegaan en daar gepreek. En een groot aantal Joden en Grieken het gelovig geword. Maar die Joden wat nie oortuig geraak het nie, het die gemoedere van die nuwe Joden opgesloop en hulle teen die gelowiges aangehits. Die apostels het 'n taamlike tyd daar deurgebring en in vertroue op die Here met vrymoedigheid gepreek. Die Here het ook die waarheid van die boodskap van sy genade bevestig deur te gee dat tekens en wonders deur die apostels se toedoen plaasvind. Die mense in die stad was verdeel. Party het hulle by die Jode geskaar en party by die apostels. Op 'n stadium het die nie-Jode en die Jode saam met hulle leiers beplan om die apostels aan te rand en met klippe dood te gooi. Toe die apostels dit agterkom, het hulle na Lystra en Derbe in die Lycaonia omgewing gevlug. Daar het hulle toe die goeie nuus verkondig. In Lystra was daar 'n man wat sy voete nie kon gebruik nie. Van sy geboorte af was hy verlam en kon hy nooit loop nie. Hy het geluister terwyl Paulus praat. Paulus het stip na hom gekyk en gesien dat hy die geloof het om gesond gemaak te word. Toe het hy met 'n harde stem gesê: "Op jou voete!" Die man het opgespring en begin rondstap. Toe die skare sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Lycaonies uit: "Die Gode het met die mensliggame na ons toe afgekom." Hulle het Barnabas Zeus genoem en Paulus, omdat hy die een is wat die praatwerk gedoen het, Hermes. Die Zeus-tempel was net buite die stad. Die priester van die tempel het bulle en blomkranse na die stadspoort toegevat en hy het gereed gemaak om saam met die skare offers aan die apostels te bring. Toe die apostels Barnabas en Paulus daarvan hoor, het hulle klere geskeur en tussen die skare ingespring en geskreeu: "Mense, waarom doen julle dit? Ons is mense net soos julle. Ons bring vir julle die goeie nuus dat julle hierdie niks werd kamstige gode moet laat staan en julle tot die lewende God bekeer. Dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles wat in hulle bestaan gemaak het. In vorige geslagte het hy die ander nasies toegelaat om hulle eie koers te kies, maar tog het hy duidelik getuienis gegee dat dit hy is wat die goeie dinge gee. Hy het vir julle reën gegee van die hemel af en oeste op hulle tyd. Hy het julle volop kos gegee en in julle harte volop vreugde. Maar selfs met hierdie woorde kon die apostels skaars keer dat die mense offers aan hulle bring. Toe het daar Jode van Antiochië en Iconium afgekom en die mense na hulle kant toe oorgehaal. Hulle het Paulus gestenig en hom uit die stad gesleep onder die indruk dat hy dood is. Toe die gelowiges 'n kring rondom hom begin vorm, het hy opgestaan en weer die stad binne gegaan. Die volgende dag het hy in Barnabas na Derbe toe vertrek. Paulus en Barnabas het die goeie nuus ook in Derbe verkondig en hulle het 'n redelike aantal volgelinge van Jesus bygekry. Daarna het hulle na Lystra, Iconium en Antiochië in Sirië toe teruggegaan. Hulle het toe die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om vol te hou met die geloof. Ons moet eers deur baie verdrukking gaan voordat ons voluit aan die koningheerskappy van God kan deel hê, het hulle gesê. In elke gemeente het hulle vir hulle ouderlinge gekies. Nadat hulle gebid en gevas het, het die apostels hulle opgedra aan die Here in wie hulle nou geglo het. Die apostels het verder deur Sirië gegaan en in Pamfilië gekom. Daar het hulle in Perge die woord verkondig en daarna Atalië toe vertrek. Daarvandaan het hulle na Antiochië in Sirië gevaar, waar hulle aanvanklik aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle nou voltooi het. By hulle aankoms het hulle die gemeente bymekaar geroep en vir hulle vertel wat God alles deur hulle gedoen het en dat hy ook vir die nie-Jode die deur na die geloof oopgemaak het. Hulle het 'n geruime tyd daar saam met die gelowiges deurgebring. Amen. En daar ons geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.